Ek glo jy die vers gesien op die bord vanmôre, dis 'n vers wat my na in die hart lê, Matteus 16:26, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? As ons kyk na hoe mense jaag om op tydelike gebied, vriende, die hoogste sport te bereik, by mekaar te maak, en as hulle sterf, los hulle alles hier, maar hulle het nooit na hulle siele gekyk nie. Daarom is die vraag vanmôre, is dit wel met my siel? Dis die belangrikste vraag wat ons moet beantwoord, en mag u ook in die daaglikse lewe nie jaag na al hierdie tydelike verbygaande dinge nie, dis nodig, en ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk, maar dat die belangrikste sal wees om aan ons siele tyd te gee, om die Here te ken, en dan ook om te volg met ons hele lewe. Ons gaan dit 'n paar oomblikke ons hoofde buig, en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, baie dankie vir u goedheid, u genade en u guns oor ons, baie dankie dat u vir ons dag na dag dra, en seën met die keer van u seëninge, baie dankie ook vir 'n geleentheid, dat ons vanmôre by mekaar kan wees in u naam, die naam bo alle name, die een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat u die Here is. Vader, baie dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het, om u die God van hemel en aarde te kan leer ken. Dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het, deur Jesus Christus, die offerlam, wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes. En baie dankie vir die Heilige Gees, wat ook in ons harte die geloof kom wek het, om uit te roep, o God, wees my sondaar genadig. Baie dankie Vader, dat u ons versoen het met u self deur Jesus Christus, ons Here, en dat die woord vir ons so baie duidelik leer in Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dat hy het sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En daarom het ons die vaste hoop, dat ons nie aan u hoef vas te hou, Here, krampagtig vas te hou, en heeldag hoef te vrees dat ons miskien kan ons hand laat slap lê en dan ons saligheid verloor nie, maar dat ons kan steun op die vaste wete en feit, dat u die goeie werk begin het, en dat u ons veilig in u heerlikheid sal aanbring. Dit beteken, Here, dat u deur u Gees in ons harte werk, om te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Elke ware kind van die Here het 'n begeerte na heiligheid. Ons het 'n haat vir sonde, ons het 'n liefde vir u woord, vir u huis en vir u kinders. En daarom, Here, eer ons u dat u hierdie goeie werk begin, en dat as ons as u kinders nie in lyn en in pas is met u waarheid nie, u ook ons somtyds in liefde tug, om ons te wys op ons sonde en ons verkeerde pad, sodat ons weer kan leef tot eer van u naam. U is 'n wonderlike Vader. U is 'n genadige God. Here, u liefde is vir ons so groot dat ons nie regtig kan verstaan die diepte en die omvang daarvan nie. En daarom wil ons vanmôre net as gemeente u aanbid. En wil ek vra, Here, as hier vanmôre iemand sit wat u nog nie ken nie, iemand wat nog op twee gedagtes hinker, iemand wat miskien die naam het, dat hulle lewe, maar hulle is geestelik dood, dat u tog genade aan hulle sal bewys. Want ag Here, ons het hierdie pragtige lied gesing, en dit is so waar. Do you know my Jesus? En dit is die vraag wat ons elkeen vir onsself moet afvra. Ken ons die Here Jesus? En ken hy ons? En ag Here, wat 'n voorreg om te weet, dat ons vanmôre oor u kan praat, en dat ons u waarheid aan hierdie gemeente kan deel. Seën ons in die lees van u woord, en die antwoord daarvan, en mag u dan ook ryklik in alles verheerlik word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Timoteus 4. Mannekwartaal is amper verby. Dis nog vanmôre, en volgende week as die Here ons spaar, dan is ek eers klaar met die manne, in die sin dat die boodskapies wat ek glo die Here op my hart gelê het om met u te deel, dan afgehandel sal wees. En nou dink die vrouens, dit gaan hulle beurt wees direk daarna. Julle moet maar wag as die Here ons spaar tot 2025. Besondere jaar wat ons dan met die vroue bietjie sal praat, maar die gedagte van hierdie hele reeks was gewees om ons nader te trek aan die Here as mans, omdat die Here hierdie wonderlike leierskap vir ons gegee het. Dit is God wat die hoof is van Christus, Christus is die hoof van die man, en ons moet hierdie rol vervul, want die man is die hoof van die vrou, en dan is ons verantwoordelik vir die opvoeding van ons kinders. Ek het vanmôre 'n boodskap geluister van Dr. R.C. Sproul. Ek dink is die 110de of 111de boodskap uit die boek Matteus, en glo my, dis hoeveel hy al gepreek het uit Matteus, en ek het vanmôre gekyk, daar's nog 'n klomp wat oorbly, maar hy het vanmôre gepraat oor die dienskneg wat wag op sy Heer se koms. En die vraag wat gevra was, hoe sal die Heer ons vind as hy kom?
En hy het spesifieke klomp goedjies genoem, en as u die boodskap wil hoor, is u welkom, ek sal dit vir u aanstuur, ek het dit vir 'n paar mense aangestuur, en hierdie boodskap het my so aan die hart gegryp om te dink, hoe sal die Here my as pa vind, as man vind, as geroepene van hom vind, as hy vandag sal kom. En dis die groot waarheid wat ons mee besig is, vriende. Kerk toe gaan is nie 'n speletjie nie. Om aan die Here te behoort is nie maar net nog iets wat ons doen as deel van ons lewe nie. Ons behoort aan die koning van die konings, en daar's baie wat sê, waar is sy koms? Hy sê al lank hy gaan terugkom, waar is hy? Die Bybel praat van die spotters in Petrus, maar daar's ongelukkig ook mense wat bely hulle behoort aan die Here, wat met die mond bely, maar hulle lewe is nie in lyn met God se woord nie. En daarom is die gebed van my hart, dat u sal sien, hierdie reeks was nie om u oor die vingers te tik nie, maar om u en myself nader aan die Here te trek, dat ons man kan wees, soos God dit van ons vra. So kom ons lees vanmôre hier 1 Timoteus 4, en ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte van persoonlike dissiplines. Ons gaan die kringetjie baie klein maak, en ons gaan kyk na ons eie lewe. Hoe lyk ons lewe voor die Here, en hoe kan ons gesin ook leer, ons vrou leer, en ons mense in die gemeente leer uit ons eie lewens. Kom ons lees saam, 1 Timoteus 4, Paulus skryf aan die jongman Timoteus, hy was leraar van die gemeente in Efese. Hy sê maar, die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied, dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Al het hy 'n halal teken op. OK, hierdie ontdekking die week gehoor, daar is te veel mense wat dink daar is ander gode, daar is geen ander God, behalwe die God van hemel en aarde nie. Vers 5 sê, want het word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Belangrik vers 7, verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Ons lees dit tot sover saam uit God se wonderlike woord. Mag die Here die woord seën en ook heilig aan ons harte. Nou vriende, as teks en oordenking vanmôre gaan ek aan die voorhou, die vers het ons die afgelope paar weke hanteer, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. En die tema vanmôre dan is oefen jou in die godsaligheid, is die derde boodskap, en dan die subtema is persoonlike dissiplines. Nou vriende, soos u weet, ek is maar soos 'n onderwyser, ek gaan so 'n bietjie deur dit wat ons al reeds hanteer het, om u geheue te verfris, en dan gaan ons by vanmôre se boodskap uitkom. Ons het gekyk na die gedagte van oefen jou in die godsaligheid. Hierdie gedagte van godsaligheid is oefen jou in heiligheid, oefen jou om tot God se eer te lewe. Die tydelike oefening is van weinig nut, en as ons kyk, hoeveel tyd spandeer mense daaraan? Mense koop vir hulle fietsse van duisende rande, hulle draf, hulle sluit aan by die gimnasiums, en hulle is besig om die liggaam te oefen, en dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar hulle spandeer nie tyd aan hulle siele nie. En Paulus kom en hy sê vir Timoteus, luister, die liggaamlike oefening is van weinig nut, want jy gaan oud word. Jy kan oefen soos jy wil. Ou Gary Player het gedink dat hy amper half 'n man is wat nooit 'n plooi sal kry nie, en hy sal nooit stadiger loop as normaalweg nie. En as jy hom nou kyk, gaan jy agterkom dat Gary Player nie meer die man is wat hy was nie. 'n Besondere atleet, en 'n man wat sy liggaam gekastei het om die hoogste sport in golf te bereik, maar 'n man wat besig is om oud te word en graf toe te gaan. So die liggaamlike oefening is goed, maar die Bybel sê die geestelike oefening is beter, want dit leer ons om heilig te lewe en tot eer van God te lewe. Hierdie woord oefen het ons vir u gesê, dit het die reuk van 'n gimnasium, sweet, energie en tyd wat ons insit, dissiplines om te gaan, om op te staan, om te oefen, en geestelik is dit presies dieselfde. Ons kan nie geestelik sterker word as ons nie oefen in God se woord nie. As ons nie oefen in hierdie waarheid van God se woord en dit wat die Here vir ons kom leer nie.
Nou Paulus kom leer die jongman en leraar Timoteus dat niks in die lewe maar net sommer of maklik kom nie. Dit kos inspanning, harde werk, dissipline en toewyding in verskillende areas van my lewe. Nou u almal weet dat die Olimpiese spele begin die week. Nou ek het nie gekyk na die inwyding of wat is dit, die opening van die Olimpiese spele nie. Ek hoor maar dit was iets afgryseliks gewees. Maar wat ek gesien het gister, toe ek so na die golfkanaal kyk, toe gaan ek en ek sien daar is een of ander sport wat hulle beoefen by die Olimpiese spele, het was 'n gimnas gewees. En daardie man, ek dink by myself gister, toe hy daardie oefening van hom doen, het daar 'n fout gegaan en hy het van daardie paal geval, of het gelos en hy, dink myself, hy het al die jare geoefen, om daardie medalje te verkry en hy kon nie eens daardie oefening van hom afgehandel het nie. En toe dink ek aan hierdie saak. Die liggaamlike oefening is van weinig nut. Dit is noodsaaklik om eerder ons geestelik in te span en ons geestelik te oefen in dit wat God vir ons sê, nie net nou nie, maar ook tot in ewigheid vir ons iets gaan beteken. Daarom vriende, om geestelik te groei, kos inspanning. Dit kos harde werk. Dit kos dissipline en toewyding. Dit gaan nie net maklik kom nie. En daarom is belangrik dat ons sal sien dat ons gekyk het na die dissiplines in my huwelik. Ons het gekyk na die opofferende liefde. Dit vat iets van my om my vrou opofferend lief te hê. Ek is verantwoordelik vir haar heiligmaking. Ek moet haar begelei in hierdie pad van heiligmaking. Die toewyding, vriende, aan my vrou moet daar wees sodat my kinders en die gemeente dit kan sien. Daar moet getrouheid wees in hoe ek na waarna ek kyk en wat ek doen en hoe ek lewe. Sy moet nie heeltyd bekommerd wees as ek aan my kar klim en ry nie. Sy moet nie bekommerd wees as ek my selfoon vat nie. Sy moet iemand wees wat weet ek's getrou aan haar en ek's getrou aan hierdie verbond wat ek met haar en God gesluit het. Daar moet kommunikasie wees. Praat met jou vrou en die vrou praat met die man. Ons weet dit mos. Om haar hoog te ag, baie belangrik. Sy moet weet sy is die enkel belangrikste persoon in jou lewe. Nie jou kind nie, nie jou familie, nie jou vriende, nie jou sport, nie jou ma nie, maar jou vrou. Sy is die belangrikste. Jy moet haar hoog ag. En dan die tyd in romans het ons so 'n bietjie na gekyk. En dat ons bietjie gekyk na die dissipline in my vaderskap, die moenies van vaderskap. Ek het vir u baie duidelik gesê, ons moenie ons kinders vertore nie. Ons moenie ons kinders sterg nie, maar hulle opvoed in die vrees en vermaning van die Here. Die moenies van vaderskap was, ons moenie met afbreekende kritiek besig wees nie, ook nie onrealistiese dissipline, geïrriteerd wees met ons kinders, inkonsekwent en voortrekkery nie. Nou as jy met jou kind raas oor iets, is jy nie geïrriteerd met hom nie. Jy het nodig om van tyd tot tyd, om terecht te wys oor dinge wat hy verkeerd doen. Maar moenie geïrriteerd raak as hulle miskien jou vir die 8ste keer dieselfde ding vra nie, veral as hulle jonk is, veral as hulle klein is. Die moed van vaderskap, baie belangrik, voed hulle op in die tug en vermaning van die Here, dan moet 'n teerheid wees teenoor jou kind. Die Bybelse dissipline is nodig vir die kind se orde, vir die kind se rigtingwysers, sodat hy ook kan weet hoe om te lewe, en dan die duidelike instruksies en opdragte is 'n moed, soos die woord dit vir ons dan leer. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie kyk na dissiplines in my persoonlike lewe en wandel. En ek het vir u gesê dat baie van die dinge wat ons met die vaders kommunikeer is eintlik maar van toepassing op die dames ook. As u mooi kyk, sal u sien dat baie van hierdie dinge is ook van toepassing op ons vroue. Want dit is belangrik dat ons sal sien dat God vir ons 'n standaard gestel het. En vanmôre se boodskap wat ek geluister het van Dr. R.C. Sproul, ons is gekoop met 'n prys. Ons is diensknegte van Christus. Hy het ons gekoop van die slawemark van sonde. Ons behoort nou aan hom. Daarom moet ons lewe. Daarom moet ons onsself oefen in die godsaligheid, in die heiligheid. En vanmôre dan kom ons by die gedagte uit van dissipline in my persoonlike lewe en wandel. Ons gaan vanmôre kyk na die gedagte van ons dissiplinering van ons verstand, die dissipline in my stilte tyd en gebed, dissipline in my kerk bywoning en aanbidding, dissipline in my karakter gaan volgende week volg. Dan gaan ons kyk na integriteit, spraak, werk, spandering of finansies en getuienislewering. So punt 4 gaan ons volgende week hanteer, vanmôre dan die eerste 3 gedagtes. Dissiplines in my persoonlike lewe en wandel. Vir die eerste dissipline, vriende, wat ek raak gesien het
in my studies is die dissipline van my verstand. Die dissipline van my verstand, en terwyl ek gesit het voor my rekenaar en besig was met hierdie boodskap, het ek daaraan gedink, dat die grootste oorlog wat tans in die wêreld aan die gang is, die grootste oorlog wat tans in die wêreld aan die gang is, vriende, is nie die oorlog tussen Israel en die Palestynë nie, maar dit is die oorlog in my en jou verstand. En ek wil vanmôre hê, as broeders, moet u hoor wat ek vir u sê. Die grootste oorlog elke dag word geveg in ons gedagte wêreld, in ons denke, in dit wat ons hier binnekant huisves, wat niemand anderste sien nie, want u sien, ons optrede reflekteer dit wat in ons verstand aan die gang is. En u sal met my saamstem, dat wêreldwyd sien ons wat in mense se harte broei. As ons kyk na die boosheid wat eskaleer, dan is dit maar net 'n produk van wat mense bedink, waarmee hulle elke dag besig is, wat hulle verstand mee voed. En die apostel Paulus kom baie duidelik en hy leer ons, dat ons hierdie verstand van ons moet dissiplineer, sodat ons God welbehaaglik kan wees. Nou, ek het baie interessante statistieke gelees nou. Ek weet nie altyd hoe om dit met u te kommunikeer nie, want dit klink baie keer as ek dit sê, of mense dink, ek wonder waar kry hierdie ou hierdie goed vandaan. Maar ek het dit hier op die notas gesit, en ek gaan dit maar vir u lees. Nou, die National Science Foundation het 'n artikel gepubliseer wat navorsing oor menslike gedagtes per dag opsom. Nou sê hulle die volgende: daar is gevind dat die gemiddelde persoon ongeveer 12.000 tot 60.000 gedagtes per dag bedink. Ek dink myself 12 en 60 is wyd uit mekaar. Ek dink ek mans 12.000. Vrouens 60.000. Ek het net so gedink, hulle sê nie in die artikel so nie. Maar ons dames se gedagtes is baie besig, maar die gemiddelde persoon dink baie gedagtes per dag. Nou baie interessant, hulle sê, van daardie duisende gedagtes was 80% negatief en 95% was herhalende gedagtes van die vorige dag. Nou hoe hulle die navorsing presies doen, weet ek nie, maar dit is my baie interessant hoe ek dit lees, en ek het besef dat ons as kinders van die Here is nie uitgesluit nie. Ons lewe in 'n wêreld, ons gedagte is besig met baie dinge, en die Bybel leer vir ons baie duidelik dat hier die grootste oorlogsveld is. Dis in ons gedagte, in my verstand. En hoor wat sê die apostel Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Baie interessant is, daar was 'n tyd en in 'n mate nog steeds 'n groep mense in die charismatiese en Pinksterkerke wat gegaan het na sekere dorpe en ingange van dorpe en hulle het gepraat van geestelike oorlogvoering, territoriale bindings, waar hulle by 'n ingang van 'n dorp gaan staan het en 'n kruis geplant het, of hulle het een of ander ding gedoen om dan hierdie geveg tussen lig en duisternis uit te lig en dan die duiwel uit daai dorp te ban en uit my huis te ban en allerhande vreemde aapstreke wat hulle gedoen het. En as 'n mens die Bybel gaan bestudeer, dan kom jy agter dat die meeste mense wil uiterlik in 'n geveg gaan met die duiwel, wat nie vir ons beskore is nie, want ek wil vir u sê, hy is baie magtiger as ons. Die geveg wat die Bybel van praat, is juis hier, nie om kruise te plant op strategiese plekke nie, nie om een of ander uiterlike vertoon te lewer nie, maar om my gedagte gevangene te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Nou wil ek u vra, as u so deur hierdie teks lees, kyk watter pragtige beeld die apostel Paulus gebruik onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê, en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. My vraag wat ek vir myself afgevra het, kan 'n gevangene maak wat hy wil? Kan hy gaan waarheen hy wil? Kan hy doen wat hy wil? Nee, 'n gevangene is beperk tot 'n bepaalde plek. Hy is 'n gevangene en die Here sê, jy moet jou gedagtes gevangene neem.
Jou gedagte kan jou nie aan jou neus rondlei nie. Jy kan jou gedagtes links en regs laat dink en allerhande goed deur die kanaal van jou oë laat gaan in jou gedagtes en jou blootstel aan dinge wat later jou wandel gaan beïnvloed nie. Daarom, vriende, as ons gedagtes gevangene moet neem, moet ons versigtig wees vir waarna ons kyk, waarin ons blootstel, met wie ons praat, en dit wat ons in ons fantasie wêreld mee besig is. As jy nou fantaseer oor 'n goeie ronde golf, is dit seker nie sonde nie. En ek probeer nou al vir baie jare om myself in te dink om miskien 'n goeie ronde te speel. Op die oomblik is ek nog besig met loop en soek. Maar die hele gedagte is net, wees versigtig dat jou verstand, jou gedagte, dit wat die Here vir jou gegee het, wat die oorlog elke dag plaasvind, dat jy jouself nie blootstel aan dinge wat jou in 'n sondige praktyk sal laat begewe nie. Daarom is belangrik, vriende, om te sien dat die Here vir ons daar in Romeine 12 sê. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, in besonder praat hy met die mans, terwyl die vroue en die kinders nie uitgesluit is nie. Hy sê, ek vermaan julle, met ander woorde, ek waarsku julle. Paulus sê, ek wys vir julle die vinger, wys dit vir homself, ek vermaan julle by die ontferming van God, dat julle liggame stel, en u moet tog let, die boodskap in hierdie 2 verse, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallig offer, dis julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou baie interessant is, hoor het sê die apostel Paulus, hoe kan ons liggame, hande, oë, ore, mond, voete, ons lyf, ons liggaam, dit wat ander mense sien, hoe kan ons liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer? Die antwoord, word verander in jou denke, want wat jy doen, is wat jy dink. Hoor het ek vanmôre vir jou sê, moenie vir my sê jy doen iets anderste as wat jy dink nie. Dis waarmee jou gedagte okkupeer wat in jou werke na vore kom. 'n Paar Engelse vertalings gaan naslaan, en een van hulle sê, and be not fashioned according to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Die vernuwing van jou verstand. 'n Ander vertaling sê, and let not your behavior be like that of this world, but be changed and made new in mind, so that by experience you may have knowledge of the good and pleasing and complete purpose of God. Nog een sê, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Dit wat jy gaan invoer hier in jou verstand, is dit wat jy gaan bedink, en dit wat jy gaan doen. Luister, oefen jou in die godsaligheid, oefen jou in heiligheid, oefen jou in reinheid, oefen om jou self te stel tot eer en tot verheerliking van die Here. En hoe doen jy dit? Deurdat jy jou gedagte vul met die dinge van God. Dis vir my so wonderlik as ek hoor hoe kinders van die Here in hierdie gemeente boodskappe onder mekaar uitruil en stuur en sê, ek het hierdie een geluister van Steven Lawson, ek het die een geluister van MacArthur, ek het die een geluister van R.C. Sproul, ek is besig met hierdie Bybelstudie, hulle is besig om mekaar op te bou, sodat ons geoefen kan word in die godsaligheid. Het is my hartseer om te hoor dat baie mense Sondagoggende hulle Bybel soek, want is kerk toe gaan tyd. En ons moet tog die Bybel net kry, waar is die Bybel? Vrou, waar het jy die Bybel Sondag neergesit? Verstaan nie waarom die kerk en die wêreld baie naby aan mekaar gekom het, wat sonde aanbetref, waarom sonde in die kerk geakkommodeer word? Want ons verstand word nie vernuwe nie. En ek wil vanmôre met die paas praat, dit begin by jou. Jy moet reg dink. Jy moet jou verstand oefen in die godsaligheid, God se woord lees, dit memoriseer, dit bepeins, dit uitleef, sodat jou vrou gewilliglik kan volg, en jou kinders kan sien, dat jy's aan die Here weggegee, jy's uitverkoop aan Christus, jy's radikaal in jou volg van Jesus.
Dis my hartseer as ons hierdie dinge sien in die kerk van die Here, en jy sien die sonde wat in die kerk van die Here plaasvind. En die groot rede is, omdat mense nie hulle verstand dissiplineer nie. Stephen Lawson sê, victory over sin will never come if you do not wage war on the battlefield of your mind. The battlefield of your mind. Ek was nie in die weermag nie, ek het nou nie op die grens geveg nie. Maar ek was in die polisie gewees. Ek het onluste beveg vir baie jare. In gebiede waar hulle petrolbomme gegooi het en geskiet het op jou en handgranate gegooi het, en dis nie lekker daar nie. Maar om te oorleef, moet jy wakker wees. En dis presies wat die Here vir ons sê. Ons verstand is 'n oorlogsveld, en luister, die vyand het geen leier op sy kop nie. Sy doel is om jou, in die eerste plek, as jy die Here nie ken nie, hel toe te neem. En die tweede plek, as jy die Here ken, om daagliks jou te bombardeer met 1001 gedagtes, sodat jy nie sal doen wat God van jou vra nie. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente in Efese, die gemeente waar Timoteus leraar was, en hy sê die volgende, dit gaan oor die gedagte, hy sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, as jy weergebore is, dat jy nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Kan jy agterkom waantoe Paulus op pad is? Moenie bly lewe soos die ongereddes, wat se verstand nog nie deur God se woord beïnvloed en verander is nie. Hy sê mense wat verduisterd is in hulle verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. Luister, sondaars weet hulle doen verkeerd, maar hulle verhard hulle hart teenoor God, en dis die rede waarom hulle al dieper wegsink in hulle elende. Vers 19, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hepsig allerhande onreinheid te bedrywe. Vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed of verstand, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Wat help het ek sê vir my vrou, die Here het my siel gered, ek het ook 'n dag en datum, en sy kyk so na my en sy sê nou, wanneer sien ek dit? Ek hoor jy sê vir my van dit, maar ek wil dit ook graag sien. Ek wil ook graag aanskou wat God in jou siel kom doen het, in jou verstand kom doen het, in jou denke kom doen het, sodat ons jou kan volg. Daarom is dit belangrik as man, dat ons nie net met die mond sal praat nie, maar met die liggaam sal lewe, want die Bybel sê, ons kan alleen ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, as ons denke vernuwe word met God se woord. Dis die eerste gedagte, en ek vertrou die Here dat hy van ons wysheid sal gee, dat ons sal sien, hier is 'n oorlogsveld. Die grootste oorlog is nie tans tussen Israel en die Palestynë nie, maar in my en jou verstand, waar die duiwel daagliks poog, die vlees en die wêreld daagliks poog, om ons van die Here weg te trek. Die tweede gedagte, vriende, dissipline in stilte tyd en gebed. Ek het 'n paar jaar gelede met 'n man gepraat, wat betrokke was by besoeke aan en hulpverlening aan predikante wat gefaal het in sonde. Maar die sonde waarin hulle die meeste gefaal het, was die seksuele sonde. Meeste val in die seksuele sondes. En hy het oor die lengte en breedte van die aarde gevlieg, en na hierdie predikante gegaan, en met hulle gaan praat, en hulle so 'n bietjie probeer terugbring na God se waarheid. En hy vertel myself, die eerste vraag wat hy vir hulle gevra het, was altyd gewees, brother, what is your sin? Broeder, wat is jou sonde? Hy sê, dan trek die ou daar weg, en sê hy vir hom in trane, broer so en so, ek het hierdie vrou ontmoet in die gemeente, of daar ontmoet by die skool, en ons het bevriend geraak, en een ding het op 'n ander ding gevolg, en later het ons seksueel oortree. Hy sê, wanneer hierdie man klaar die hele storie met hom gedeel het, dan kyk hy hom so, dan sê hy vir hom, brother,
What is your sin? Wat is jou sonde? Hy sê baie keer raak hulle met hom geïrriteerd en dan vra hulle vir hom, wat bedoel jy? En dan sê hy net hierdie woorde vir hulle. You neglected God. Dis jou sonde. Want as jy God nie verwaarloos het nie, het hierdie sonde in jou lewe nie ingekom nie. En dis die probleem vandag. Ons dink hoerery en onreinheid en bedrog en leuns is sonde. Ja, dit is en dit het verrykende gevolge, maar dit begin alles by 'n binnekamer waar die man nie buig voor God en sy sondige hart erken en sy afhanklikheid verklaar aan die Here nie. Broeders, my en jou sonde kan teruggevoer word na die punt waar ons binnekamer afgeskeep word. Ons Bybels bly toe en ons oë oop en ons knieë te hard om te buig voor die God van hemel en aarde. Paulus sê, oefen jou in heiligheid. Die liggaamlike oefening is van weinig nut. Ek vra jou in hierdie week wat verby is, hoeveel tyd het jy aan God spandeer? Hoeveel tyd het jy spandeer aan sy waarheid? Hoe het die lig van die woord op jou hart geskyn om die bedrieglikheid van jou hart aan jou te openbaar? En in hoe mate het jy belydenis gedoen en jou afhanklikheid aan die Here verklaar? Koning Dawid was nie volmaak nie, maar watter besondere man. 'n Man wat besef het hy kan sonder die Here niks doen nie, wat toe die Here hom getuig het oor sonde nie weerspannig geraak het en opstandig geraak het nie. Hy sê maar ek roep God aan en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun en hy hoor my stem. Hierdie woorde het my getref, klaag en steun ek. Gebed is nie net om, dankie Here vir 'n nuwe dag, dankie vir my vrou, dankie vir my kinders. Ja, okay, vrou en kinders sal ons later oor praat, Here, maar dankie vir al die ander goed wat U my gee, vir werk en vir al die goeders. Dankie vir al my gesondheid en Here, dankie dat ek die dag tegemoet kan gaan. Gaan uit my binnekamer uit en ek dink die res van die dag nie aan God nie. Hy's nie deel van my verwysingsraamwerk nie. Dis nie gebed nie. Gebed is wanneer ek in my binnekamer die heiligheid van God in sy heerlikheid aanskou en my eie sondigheid sien. En dan klaag ek. En dan steun ek en ek sê, o God, wees vir my genadig. Daniël, hierdie besondere man, sê die Bybel, het 3 maal op 'n dag, hoor nou wat sê die Bybel, op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. As ons vanmôre 'n eerlike opname moes doen, begin by my, ons werk deur hier by Eben, deur daar agter, by Vernon tot hier by Pooi. En die Here moes hierdie opgawe kom doen het. Hoeveel tyd ons hierdie week in gebed voor hom en aan hom spandeer het. Wat sal die uiteinde wees? Wat sal die statistiek sê? Nou sê jy maar, luister, ek is besig. Gaan wat jy verstaan nie. Ons is nie predikante wat op 'n Sondagoggend praat en dan kry hulle 'n klomp geld dat hy die res van die week niks hoef te doen nie. Soos een nou gesê het, in die week is hulle onsigbaar en Sondag is hulle onverstaanbaar. Almal is nie soos jy wat tyd het daarvoor nie. Luister, ek wil vir u sê, Daniël was 3de in bevel van die koninkryk. Ek dink hy het 'n besige skedule gehad. Maar daar was 'n God in die hemel wat vir hom belangriker was as enige iets en iemand anders. En Daniël het 3 keer in 'n dag gebid. Ons hoef nie elke keer in ons binnekamer te gaan. Ek dink binnekamergebed is van kardinale belang. Dis hoe ek my dag moet begin. Maar daar's baie tye in die dag waar ek 'n plek kan kry om net stil te word en eer te bring aan God. Ou Regard, ons seun wat daar by die hospitaal werk, baie intense werk wat hy doen, finansiële bestuurder. Hy sê vir my pa, baie keer raak dit so erg. Gaan ek in die badkamer en ek gaan sit op die toilet. En vir 'n minuut of 2 roep ek na die Here, dat hy vir my wysheid sal gee. Wat interessant is, my kind is die finansiële bestuurder by die hospitaal. As iemand sterf, weet jy wie roep hulle? Vir hom.
om te kom bid saam met die familie. Hy werk nog nie 'n jaar daar nie. Hoe het hulle gesien in sy lewe, dat daar iets anders te is? Hy leef dit uit, hy praat daaroor. Hy is nie skaam of bang hy verloor sy werk nie, maar dit begin by sy binnekamer, en dit gaan deur in die dag, en hy is in die hospitale getuie vir die Here, en ek bid die Here dat u en ek vanmôre dieselfde sal raak sien. Ons as mans moet ons vrou en kinders begelei. Hulle moet weet ons bid. Hulle moet hoor ons bid. En as die geleentheid daar in die aand is, moet ons saam bid. En as die geleentheid nie daar is nie, moet ons die geleentheid skep om saam te bid. Die Bybel is baie duidelik daaroor, Markus 1:35, dat Jesus die sondelose lam het vroeg in die môre nog diep in die nag opgestaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Nie een van ons moet enigsins probeer redeneer oor Jesus se program nie. Hy was besig soos min mense in die lewe besig is. En ag vriende, hy het tyd geneem om te bid, om met God die Vader te praat. Bybel sê in Psalm 5 vers 4, in die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Ek het gedink hierdie week weer aan gebed. Ek het 'n bietjie gelees daaroor. Ek het op 'n baie interessante gedagte afgekom in 'n illustrasie, en baie mense bid en hulle geniet dit nie om te bid nie, want hulle sê die Here hoor in elk geval nie. En hierdie week was dit weer vir my so duidelik en dit het so pertinent uitgestaan dat gebed verander nie die Here nie. Gebed verander die bidder. Moet tog nie die lewe glo dat gebed verander sake nie. Luister, jy kan nie God se arm draai om te doen wat jy dink is reg in jou sondige gedagte nie. Wanneer jy bid oor 'n saak, roep jy na die Here of dit die redding van 'n siel is, of dit 'n sieke is wat gesond moet word, of dit sonde in jou lewe is, en soos jy roep na God, vra hom, Here, verander my siel. Die man het die illustrasie gebruik en hy het gepraat van 'n man wat op 'n boot sit. Nou, die vissermanne sal nou weet wat dit is. Jy sit met die visstok heeldag. En jy besef nie daar is 'n kafee net om die hoek, waar jy lekker vis en chips kan koop. Wat het daar gelaat? Wanneer die boot so by die hawe aankom en jy gooi die vasmeer tou oor en iemand maak hierdie tou vas. Wat gebeur? Trek jy die land na jou toe of trek jy die boot nader na die land toe? Sê gou vir my. As jy die land nader aan jou kan trek, dan moet jy miskien vanmôre by die Olimpiese spele wees. Maar die boot kom nader. Soos jy die tou trek, gaan die boot nader tot jy hom vasmeer. Dit is dieselfde. Hoe meer ons bid, hoe meer trek die Here ons nader na homself, sodat ons nood kan besef voor hom, ons afhanklikheid aan hom kan verklaar, dat hy ons lewe kan verander, sodat ons van ons gebedstyd kan opstaan, en die dag tegemoet kan gaan, miskien met presies dieselfde omstandighede, maar met 'n ander gesindheid, omdat die Here my gehoor het. Dan is ook belangrik, vriende, om tyd te spandeer met God se woord. Jy sien, ons kan nie net bid nie, ons moet ook die woord lees. Hulle sê as jy bid sonder die woord, is 'n voël met een vlerk, beteken nie veel nie. 'n Voël om te vlieg met 2 vlerke hê, daarom is belangrik dat ons ook die woord sal lees. Hoor wat sê Dawid, Psalm 119, hy sê, ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet. Nou ek wil nie 'n bietjie jaloers maak, ek het gister braaivleis geëet. Nou sê jy miskien ek ook, maar in elk geval, sal nie stry oor wie se was die lekkerste nie. Maar hoe eet 'n mens braaivleis? As 'n mens broccoli eet? Nee. Almal wat braaivleis al geruik het en geëet het, weet, jy eet dit nie soos jy broccoli eet nie, en dis lekker, jy verlustig jou in hierdie ete. Selfs wat Dawid sê, ek lees nie die Bybel so, vanmôre is alweer Bybel lees en bid, en Here gaan my bykom as ek dit nie doen nie, so kom ek doen dit maar net en kry klaar nie. Nee, Dawid sê, ek lees. Gisterand ons huisgodsdiens hou, toe sê ek ook vir my gesin, dis God se woord, hy praat nou met ons. Dis belangrik, ons verlustig ons. Hoor nou in u gebooie wat ek liefhet. Wat ek liefhet. En my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. Hoe lief het ek u wet? Dit is my bepeinsing die hele dag. Daarom het ek u gebooie lief meer as goud.
Ja, is baie fyn goud. As jy vandag 'n Bybel hierdie kant sit in 'n staaf goud, wil ek vir u sê 99.9% mense sal sê ek vat die staaf goud. En dan die slim ouens sal sê ek sal nog 'n Bybel koop met die geld wat ek kry van die staaf goud. Hulle verstaan nie die beginsel nie. Maar die hele gedagte is net, Here, ek het u woord meer lief as rykdom, as guns van mense, as sport, as ontspanning, as enige iets anders, het ek u woord lief. Vers 28, daarom hou ek al die bevele aangaande alles verreg, elke leenpad haat ek. Die getuienis is wonderbaar, daarom bewaar my siel hulle. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Het u gesien hoeveel keer gebruik Dawid die woorde, ek het u woord lief? Dis belangrik as ons as mans in ons gesinne enigsins 'n impak wil maak, dat ons sal lief wees vir God se woord. J.C. Ryle het gesê, we must read our Bibles like men digging for hidden treasure. As iemand vir jou moet sê, luister, daar agter, 6 tree van die kapel en 5 tree van die muur, is daar 'n skat. Wil ek vir u sê, is my erediens verby. Almal sal daar wees en sal grawe en sal doen en sal kyk of hulle dit nie in die hande kry nie. Tog het ons 'n goudmyn voor ons elke dag, elke môre. Ons maak dit nie oop nie. Ons lees dit nie. Luister, as man, moet jy jou vrou en jou kinders begelei. Dis jy wat jou neus in die woord moet hê. Dis jy wat die woord moet ken. Dit begin by jou, nie by jou vrou nie. Dit begin by jou. Dis 'n manlike ding om te doen, om die woord te lees en te oordink. Ek wil sê, ek sal enighou uitdaag om vir Dawid te sê, hy was 'n sussie gewees. Dawid is 'n man, maar hy het God se woord lief gehad. En die oomblik as hy God se woord ongehoorsaam was, het hy die hartseer gevolge gesmaak en gebid om vergifnis. Petrus kom en hy sê, let dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies, dat die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou Liani is die nuwe toevoeging tot ons familie, ons middelseun se tweede kind, en ons is nou vir 'n paar dae by hulle gewees, en ek wil vir u sê, daai klein lyfie kan gil en skree. Ek weet nie waar kom die klank vandaan nie. Dit lyk of hulle 'n megafoon voor hulle monde hou. Tot sy haar melk kry. Nou, stil en doodtevrede. Die Bybel sê dieselfde, ons moet honger. Here, as ek in die môre opstaan, wil ek u woord lees. Ek wil hoor wat u vir my sê in u woord. As ek 'n tyd kry in die dag, jou selfoon kan Bybels aflaai, jy kan dit lees vanaand as jy by die huis kom. Maar verlang sterk, soos pasgebore kindertjies. En as jy vanmôre nie die verlange het nie, vra vir God om hy verlang in jou hart te werk. Nog een vers, dan maak ons klaar met hierdie tweede gedagte. Psalm 19 vers 8. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Jy moeg is die aand as jy gaan slaap en jy staan die volgende môre op na 'n goeie nag se rus, dan voel jy verkoop. Dis wat God se woord doen. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid. Terwyl almal rondhardloop soos afkop hoenders in hierdie land en in die wêreld, en hulle tas rond in die donker, en almal stuur boodskapies vir almal oor die einde van die wêreld, en almal raak heeltemal gaande oor goed wat hulle nie oor gaande moet raak nie, en besorg oor goed wat hulle nie oor besorg moet raak nie. Gee die Here jou kalmte en wysheid. Luister, ek hoop tog nie u steur u aan al die twak wat vandag op die sosiale media gestuur word nie, en ek hoop nie u stuur dit aan nie. As jy wil iets aanstuur, stuur 'n vers aan vir iemand wat die Here met jou gekommunikeer het uit sy woord. Vers 9, die bevele van die Here is reg. Dit verbly die hart. As jy vandag by moedverloorse vlakte is, gaan lees so 'n bietjie Openbaring 21 en 22. As 'n heerlikheid wat wag vir ons, wat aan die Here Jesus behoort. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Onthou jy toe Jonatan na die geveg met die Filistyne so half kragteloos was, toe eet hy heuning. En onmiddellik het daardie heuning vir hom daardie nuwe krag gegee, die oë verlig. Daar het so 'n bietjie nuwe lewe gekom. Dis wat God se woord doen. Mans, dis my en jou verantwoordelikheid om dissipline te hê in ons stilte tyd en in ons gebedslewe. En dan kom ek by die laaste
maar dit die minste vanmôre uit nie, ons dissipline in my kerk bywoning en aanbidding, en ek het hier die 2 woorde gebruik om 'n saak vas te maak vanmôre. Die Bybel leer vir ons dat Jesus die gewoonte gehad het om op die Sabbatdag in die sinagoge te gaan, en dikwels het hy daar die woord gevat en dit gelees en dan die woord verklaar. Stephen Lawson skryf, hy sê, worship is not the entertainment of man, but the exaltation of God. Hier kom ons nou by die mans uit. Hier kom ons nou by die vaders uit. Jy vat jou kind nie na 'n plek waar hy vermaak word nie. Jy vat nie jou kind na 'n plek waar hy op en afspring soos 'n hoender op 'n warm plaat nie. Waar hulle treintjies maak in die kerk en 'n chaos veroorsaak in die kerk nie. Jy vat hom nie na 'n plek toe waar hy dink is die beste nie. Die Bybel sê vir ons, die aanvaarbare standaard reg deur die Bybel was die woord was gelees en verklaar. Punt. En jou kind luister na hoe die woord verklaar word. En God se woord, wat 'n tweesnydende swaard is, dring in tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons hart. Jesus se gewoonte was om na die sinagoge te gaan. Pa, jou gewoonte moet wees om in die huis van die Here te wees. Arsie Sproul vanmôre in sy boodskap oor die dienskneg wat wag op die koms van die Heer, vra die vraag vanmôre. Hy sê, sal die Here vanmôre kom, waar gaan hy jou vind? Op die dag van die Here in jou bed, waar jy so 'n bietjie inlê vir die dag, want jy's tog nie lus vir hierdie prediker nie. Dis te koud in hierdie plek. Ek sien nie kans om daar die afstand af te lê nie. Waak dan, want jy weet nie die uur waarop jy meester kom nie. Pa, dis nie jou vrou se werk om jou die môre wakker te maak en te sê, papa, vir jou koffie en ek het vir jou 'n vars konsie gebak met 'n bietjie konfyt en 'n bietjie roompies op, en dan ek staan hy op en gaan ons kerk toe vanmôre. Probeer jy my omkoop? Nee. Pa maak vir ma wakker en sê, ek het nou nie skons nie, hier's koffie, drink, ons moet klaarmaak, dis kerk toe. Dis wat moet gebeur, dis die gesindheid. Ek het groot geword in 'n huis. Luister, ek sê vir u nou vanmôre die waarheid, dat ek en my pa dikwels in die oggend het ons met die mikrobus gery, dan tel ons die ander kinders op saam met ma sonnaskool en dan kerk, maar in die aande sit ek in die parkeerarea nog voor die koster daar is. Want pa is die een wat ons begelei in die voorbeeld om na die huis van die Here te gaan. Dit is belangrik, vriende, dat ons sal sien. Die Bybel sê vir ons, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. As Jesus die gewoonte gehad het om na die sinagoge te gaan, as hierdie die plek is waar die Here ons ontmoet deur sy woord en deur sy gees, is dit my en jou verantwoordelikheid om ons gesinne hierin te begelei. Jonathan Edwards sê, how can you expect to dwell with God forever if you so neglect and forsake him here? Mense sê, ek dien die Here op my manier. Dan hoop ek jy gaan vrymoedigheid hê om op jou manier voor hom te staan. En die woorde te hoor, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Dink jy dat die bywoning van die onderlinge byeenkomste belangrik is? Dis belangriker as jou werk. Luister. Bly eerder môre by die huis. Verloor eerder jou werk, voor jy nie Sondag by die huis van God is nie. Moenie in rebellie teenoor God opstaan en sy onderlinge byeenkomste as gering ag nie. As jy pa is, staan op. Wees mans genoeg om jou vrou en jou kinders te begelei in hierdie saak, nie om na my te luister nie. Ek sê dikwels vir mense, ek dink nie ek is God se gawe vir die kerk nie. Maar gaan ten minste na 'n kerk waar die waarheid gepreek word, waar jou siel gevoed word, waar jou gesin begelei kan word, sodat jy kan leer hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ons dink ons gaan staande bly in hierdie bose wêreld sonder die liggaam van Christus. Luister. Die liggaam van Christus. Christus het sy lewe gegee daarvoor. Daarom ag hy kerkbywoning van kardinale belang. En dis die man se verantwoordelikheid om sy vrou en sy kinders te begelei. Weereens lees ons in Psalm 84, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. Luister,
My siel verlang. Ja, smag na die voorhoewe van die Here. Ek vra jou vanmôre as man, vroue kan antwoord en die kinders ook, die jong mense ook. Het jy in hierdie week verlang om hier te wees vanmôre? Ek hoop so. Hierdie week gesê, Here, hierdie wêreld is te mekaar. Ons sien en ons hoor alles wat gebeur. Alles maak sin as ek Sondag saam met God se kinders is. As ek die woord lees, as ek bid, as ek die prediking van die woord hoor, as ons saam koffie drink en mekaar se teenwoordigheid geniet. Psalmdigter sê, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Nou, Dawid was die man wat hierdie woorde geuiter het, of heel moontlik Dawid. Die vraag is, het Dawid baie oorloë gewen? Hy was gekroon as koning. Hy het 'n paleis gehad. Hy sê, luister man, vat die paleis. Vat al die oorwinnings. Vat die gejuig van die mense. Sou hulle duisende verslaan. Dawid het 10.000. Vat alles. Gee my Christus. Gee my die huis van die Here, waar ons saam kan kom in sy teenwoordigheid. Is dit vir jou as man belangrik om te wees in die huis van die Here? Dis jou verantwoordelikheid as man. Dis nie jou vrou se nie. Dis jou verantwoordelikheid om hulle te begelei daarin. Psalm 122 vers 1, bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Dis vir my lekker om hier te wees. Dis vir my wonderlik om saam met ander kinders van die Here te wees. Dis goed om te wees in die plek van aanbidding. Hebreërs 10:23 is die waarskuwing. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Nou vriende, ek weet nie wat nog moet gebeur in die wêreld, dat ons moet besef die koms van die Here is naby nie. Waar staan ons as mans in ons verhouding tot die Here wanneer dit kom by onderlinge byeenkomste? Mag dit die begeerte van ons siel wees om saam met ander kinders die Here te eer. Die dissipline, oefen jou in die godsaligheid. Staan op, trek jouself aan, begelei jou gesin, en sien hoe die Here julle seën as 'n gesin, en julle nader na homself trek. Ek is klaar. Die dissiplines in my persoonlike lewe is dissiplinering van my verstand, stilte tyd en gebed, dissipline in my kerkbywoning. Vriende, ek sê vir u, ek waarborg u vanmôre, as hierdie 3 goed Bybels in plek is, met ander woorde, my verstand word gevoed deur God se woord, ek bedink die dinge daarbo, daar is hierdie waarheid wat my siel konstant beïnvloed. Ek is getrou in die lees van my woord en gebed, getrou by die huis van die Here. Ek waarborg u, in die dag van stryd sal jy staande bly, want jy's gepantser en jy's geanker in die waarheid van die woord, die volle wapenrusting van God. En wanneer daardie vrou miskien, of daardie geleentheid om bedrog te pleeg, of geweld, of wat ook al oor jou pad kom, geanker in die waarheid met 'n verstand omgord, met God se woord, gevangene geneem tot gehoorsaamheid aan hom, kan jy hom verheerlik in alles. Ek sluit af met 'n ou versie. Romeine 13 vers 12 en 13. Die nag het ver gevorder. Dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons kan dit doen as ons verstand gedissiplineer word met die woord en gebed en die onderlinge byeenkomste. Mag God vir ons groot genade gee en wysheid om hom te verheerlik. Amen.